die mens het oortree, verstaan? Maar die mens kan nie perfek wees, die vleeslike mens, ek en jy nou, verstaan? Christus was die enigste een wat perfek kon wees, en wat perfek was, en wat perfek is. En dan ook natuurlik die feit dat hy ook as ware God gekom het, ook om ons in daai manier te kan versoen met die Vader. Goeiedag en welkom by hierdie video van Om die Woord, waar ons saam gaan kyk na vraag en antwoord 56. Hierso saam met my het ons vir Roy Aslett, my eie broer Piet Duisel en my ander goeie vriend Skalk Buys. Hallo. Goeiedag, en ons gaan kyk na vraag en antwoord 56 van die Heidelbergse Katekismes. Ons moet net onthou dat vraag en antwoord 56 is deel van die gedeelte van die Katekismes wat kyk na die apostoliese geloofsbelijdenis. So, dit is dan juist die gedeelte wat daar handel, wat sê ons, glo ons, wat ons saam bely, saam met die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in die vergifnis van sondes. So, ek gaan net vir ons hierdie vraag en antwoord lees, dan gaan ons dan maar kyk. So, vraag en antwoord 56 vraag, wat glo jy van die vergewing van sondes? Antwoord, dat God op grond van die voldoening van Christus aan al my sondes en ook my sondige aard, waarteen ek my lewe lang moet stry, nooit weer wil dink nie. Uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. Dit is wat ons saam bely die Heidelbergse Katekismes. So, dit is eintlik 'n wonderlike vraag en antwoord om saam te mag hanteer. Dit raak in 'n sin nogal eintlik die kern van ons geloof aan. Dit raak die kern van die evangelia. Die goeie nuus dat ons sondes is vergewe. Maar dit is belangrik om presies te verstaan wat ons daarmee bedoel wanneer ons sê ons sondes is vergewe. So, wat dink julle word daarmee bedoel wanneer ons sê en wanneer ons saam bely dat ons glo in vergifnis van sondes? Wat beteken dit dat God my sondes vergewe het? Dit beteken ons skuld is uitgedelg op 'n manier dat ons nie weer skuld kan opbou nie. Ek gaan dit nou noem, want ek weet nie of ons later geleentheid kan hê nie. Die vergifnis van sondes is nie om heeltemal skoon gewas te word en dan weer die geleentheid kan hê om vuil te word nie. Dit is om jou skuld af te betaal en ook al jou toekomstige skuld af te betaal op dieselfde tyd. So dit is om heeltemal reggemaak te word voor God, heeltemal vergewe te word op 'n manier dat jy nie weer kan in die skuld val permanent. So jy saak met voort word heeltemal reggemaak. Nou, so Pieter, ekskuus, jy het gesê, dis nie dat jou skuld afgewas word nie, maar wat jy bedoel het is, dis nie dat dit op so 'n manier afgewas word dat jy weer die geleentheid het om dit vuil te maak. Ja. So jou vol sin maak sin. As iemand jou klip in die helfte dag aan hulle dink jy ketter, maar die volle sin is reg. Ja. Dit is slips gee vir mense om aandag te trek, jy weet. Ja, maar dan. Goed, maar wil jy iets byvoeg daar? Ek dink dit is baie goed verduidelik deur Pieter. Maar ja, dit is ons moet in gedagte hou dat jy weet, wanneer God ons vergewe, daai vergifnis sluit in dat jy weet, soos wat die Psalm digter in Psalm 51 sê, en hy vra vir die Here om hom so wit te was so sneeu, om sy oortredings uit te delg, en dis waar daai vergewing invat, verstaan, en behels. Soos wat Pieter ook vir ons mooi verduidelik het, dis hoekom Jesus ook aan die kruis gesê het, dit is volbring. Soos ons almal weet, die Grieks sê eintlik testelestai, wat beteken betaal, jy weet, soos in ten volle betaal, afgehandel. So dis
baie mooi verduidelik deur Pieter. Net om seker te maak, Roy, dis tetelestai, nie testelestai nie. Vergewe my, ek is nou eers besig met my Grieks 2, so jy weet, ek werk nog aan my uitspraak. Ja, dit laat my dink aan iemand wat gepreek het en toe in die preek gepraat hulle van Ursinus, maar hulle sê toe nie Ursinus nie, hulle sê toe Irinus. Ja. Nee, ek het my Grieks klaar gemaak en ek kan nog steeds die Grieks uitspreek nie. Ja, ek dink 'n ander ding wat ek graag ook by julle sal wil hoor of met julle sal wil bespreek, is die idee daarvan dat hierdie vergifnis wat ons van God af kry, is nie, dit werk nie so dat God net van ons sondes eenvoudig vergewe of dat dit onder die mat gevee word nie. Die straf daarvoor word gedra, die skuld word betaal, kan 'n mens amper sê. God in sy regverdigheid laat geen sonde ongestraf bly nie. So wat in daardie lyn van dink, wat sou julle sê beteken dat Christus die straf vir my sonde gedra het? Hoe werk dit? Nou, ek dink waar dit op neerkom is dat Christus het werklik al ons sondes wat ons moes dra op hom geneem. En as ons nou kyk na die lyding wat hy moes deurgaan, en dis die lyding wat hy, nie net die lyding wat hy aan die kruis verduur het nie, maar wat hy van geboorte af vir ons deurgegaan het hy daardie lyding vir ons almal gedra. Nee. So dit beteken natuurlik dan dat dit nou nie meer neerkom op ons skouers nie. Ons dra nie daardie skuld mee op ons skouers soos wat Christus dit moes dra vir ons, daai straf en daardie vernedering wat hy moes dra vir ons. En natuurlik beteken dit dan dat ons nou moet reageer daarop en ons reaksie moet dan 'n eenheid van dankbaarheid wees, maar ek glo ons sal bietjie later by die dankbaarheids deel van ons lewe kom as ons nou bietjie later in dit inbeweeg. Maar ons moet dan besef daardie verskriklike las, die juk wat op ons skouers gehang het Christus afgehaal, op homself geneem. Soos Christus sê, sy juk wat hy ons gee is lig. En waaronder ons was swaar. Christus het die swaar een vir ons opgeneem en gedra. En nou dra ons die een wat God ons gee. En dis die genade en die troos wat ons by die Here vind. Ja, en ek dink Skalk, ek dink jy het dit baie goed gesê. Dit is juist Christus wat daardie straf vir ons gedra het. Dan amper as ons net die lyn verder logies wil vat, en dis ook hoe die katekismus loop, dat hy sê, die tweede sin sê, uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk. Is dit ook wonderlik om te besef dat nie net het Christus my sonde dra nie, dit wat het hy gedra. Ek verdien het, hy verdien het hy vir my gegee. Die geregtigheid wat hy verdien het hy vir my gegee. Baie keer toe ek jonger was, het ek nogal gedink my sondes is vergewe beteken eenvoudig ek was nie negatief by die Here en nou is ek net gelyk. Ek's nou net alright, jy weet. Maar dit is meer as dit. Ek is nou sy seun, sy kind. As hy na my kyk, sien hy nie my en my sondes raak nie, maar hy sien Christus raak. Die geregtigheid van Christus word vir my gegee. So ek word nie net gelyk gemaak nie, ek word in die positief ingevat. Kan 'n mens amper sê. Maar die katekisme is net voor daai sin wat ek nou aanhaal het, raak nogal 'n interessante ding aan. Ek dink Pieter, dit is ook deel van wat jy in die heel begin gesê het. Dat as ek nou die eerste sin wil lees, dat God op grond van sy voldoening van Christus aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry, nooit weer wil dink nie. So, hoe dink julle werk dit? Ons is klaar geregverdig in Christus, maar tog moet ons die res van ons lewens nog teen ons sondige aard stry. Pieter het klaar 'n bietjie begin daar gesels, maar wat dink julle verder daarvan?
'n interessante ding vir my is, ek en 'n vriend hierso waar ek is in Stellenbosch is besig om 'n gesprek te voer oor jy weet verskillende lense wat mens kan gebruik in die Christelike geloof om die Bybel te interpreteer mee. Julle weet natuurlik wat soos Calvinisme, jy weet, en dan sy teenoorgestelde Arminiësme en daai klas van goeters. En ek en hy is besig om daaroor te praat en ons praat vandag oor die verlore skaap. En hierdie pas vir my so mooi eintlik in my verstaan van die verlore skaap, want die verlore skaap, kyk, hy's klaar 'n skaap, verstaan? So hy het klaar die geloof, maar dis juist dat die skaap buitekant die kraal partykeer gaan wandel op soek na groener gras, verstaan? So natuurlik kan mens dit nou dan die beeld trek dat die verlore skaap is die geredde mens wat partykeer buite Christus hulle vervulling wil gaan soek en dis wat sonde is. Jy weet, en buite God hulle antwoorde soek. En hoe die Here hoe Christus wat die goeie herder is, elke keer die 99 agterlaat en daai een verdwaalde of afdwalende skaapie gaan haal en hom terugbring, verstaan? En hy doen dit elke keer met liefde en geduld en lankmoedigheid en hoe God hierdie skaap ook sien wat hy wandel, maar elke keer wat die skaap terugkom in die kraal, dan is daai wandel vergete, verstaan? Dan gaan die skaap nie meer gestraf word vir daai wandel nie. En dit is juist, is ons as skape van die Here, jy weet, partykeer dwaal ons, partykeer dan gaan soek ons groener weiveld. En hoe die Here ons dan net, jy weet, terugbring en dan die dwaal is juist wat ons eintlik moet teen beklei. Dit is wat ons striwelinge is, solank as wat ek vlees is, want kyk, ek sal reeds 'n skaap, verstaan? Christus het reeds vir my die oorwinning behaal, maar ek is nog steeds in 'n gebroke wêreld. En as gevolg daarvan dwaal ek, ja. Dit is sondige natuur wat in die stry. Ja, dit dink ek is mooi. Daar's 'n baie soortgelyke beeld wat min of meer dieselfde kommunikeer. Want ons is klaar kinders in die Here se huis. Ons is klaar, hy is klaar ons Vader. Niks kan ons nou daar wegvat nie. Ons voel dalk soos mense wat rebelleer. Ons voel dalk soos mense wat wel weghardloop van die huis af, maar dit kan nie gebeur nie. Ons is kinders in die huis van die Here. Ons verstaan nog nie, lewe nog nie mooi soos wat ons moet lewe nie. Maar ons bly sy kinders en ons wil soos dit lewe. Ja. Die Heilige Gees is ons harte verander, dat ons wil volgens God se belewe, alhoewel ons met ons sondige aard dit nie altyd reg kry nie. Die laaste ding waar ek met julle wil gesels, sorry, ek kon net nog ietsie bylas oor hierdie gesprek. Deel van stryd in ons sondige aard is om meer en meer te word wat ons reeds is. Meer en meer te word wat vir ons voorberei is. Efesiërs 2 wat hoofstuk is wat oor die uitverkiesing handel, sê in vers 10 dat ons voorberei tot goeie werke. Dis is ons werk op aarde om goeie werke te doen, om te stryd teen die sonde. Goeie werke is om te doen wat in God se oë reg is en dis ook wat moreel reg is en wat God eer. Dis doen ons groei daarin, ons word beter daarin om te doen wat ons voorberei is, om die goeie werke te doen. So ons word meer en meer wat ons onderstel is om te wees, en dit is die stryd teen die sonde. Wow. Ek dink dit sluit aan by daai dankbaarheidslewe skalk, so ons het hier nogal daarby uitgekom. Ja. Ek wil net Ekskuus skalk, ja. Om daar 'n bietjie by te voeg by Pieter oor Efesiërs 2 vers 10. En ons sien uiteindelik ook net dat deur die wedergeboorte wat ons ontvang deur die geloof in Christus, deur die genade wat ons ontvang, word ons herskep tot ons oorspronklike doel. Dat ons was oorspronklik geskape om goeie werke te doen, vir die Here, om Here te eer daardeur. En nou uit dank vir die genade wat hy ons gee, word ons herskep om weer daardie doel te vervul. Om weer goeie werke te doen, omdat ons dankbaar is vir die redding wat ons vind in Christus en deur Christus. Ja. Ja, dis 'n wonderlike gesprek hierdie. Ja, ek wil ons net terugtrek
So ek dink die kern van hierdie vraag gaan oor die vergifnis van sondes. Ons het nou mooi gepraat oor waartoe dit lei en dis wonderlik. Ons wil eintlik reg daaroor. Maar ek dink 'n laaste vraag wat ek het wil vra juis oor hierdie Sondagsafdeling wat bietjie hiermee te doen het is juis in die feit dat ons glo en bely dat ons sondes vergewe is in Christus. Hoe werk dit dat God hierin nog steeds volkome regverdig en volkome genadig is, nê? Hy is beide daai dinge gelyk en jy sien dit raak in presies hoe hy ons sonde vergewe en dit kom ook uit in die antwoord van hierdie Sondagsafdeling. As jy 'n bietjie daaroor wil verder gesels. Ja, ek dink die kern daarvan is in en deur Christus. In Christus het God sy regverdigheid bevestig deur die sonde te straf daar waar dit alles op Christus neergekom het. En deur Christus is God ons genadig, want deur Christus word ons sondes voor betaal. En is Christus dan ons middelaar tussen ons en God, maar ook is hy ons perfekte offer in daardie sin wat Christus ons geoffer sodat hy ons sondes wegspoel met sy offerbloed. So sien ons die genade van God dat ons gespaar word van die straf, maar ook sy regverdigheid dat daar wel straf uitgegiet was. En so werk die twee om daardie te beklemtoon van die Here en vir ons uit te wys. En ook wat mooi daarbey pas is ook Christus se twee nature, nee, sy goddelikheid en sy menslikheid. Want die mens het oortree, verstaan. Maar die mens kan nie perfek wees, die vleeslike mens, ek en jy nou, verstaan. Christus was die enigste een wat perfek kon wees, en wat perfek was en wat perfek is. En dan ook natuurlik die feit dat hy ook as ware God gekom het, ook om ons in daai manier te kan versoen met die Vader. Jy weet, want ek vat as net pure mens op die kruis gehang het, perfekte mens, dan sou die sondestraf betaal gewees het, verstaan. Die geestelike dood sou betaal gewees het, verstaan. Of die vleeslike dood sou betaal gewees het. Maar die goddelikheid het die geestelike dood oorwin. Verstaan. En ons het albei nodig, want ons sien by die sondeval dat daar het 'n geestelike skeiding gekom en toe 'n fisiese skeiding. En hoe Christus as tweede Adam daai skeidings uit sy twee nature in een kon vat en dan natuurlik vir ons van 'n totale ewige huis wat nie een van ons eintlik verdien nie, kon verwerk en jy weet, net dood eenvoudig die gemors wat ek aanjaag op hom te vat, sodat ek as gevolg van die groot genade net 'n kind van die Here kan wees. Ja, jy raak mooi, ek dink die inhoud van 'n ander Sondagsafdeling aan, die twee nature van Christus, maar dit is die kern hiertoe, nê? Hy is volkome God en volkome mens, want dis die mens wat gesondig het, so die mens moet gestraf word. Maar geen mens kan vir 'n ander mens betaal nie. En geen mens kan die sonde van al die ander mense dra nie. En geen mens kan regverdig wees en sondeloos wees nie. So al daardie dinge het Jesus bereik weens sy goddelike natuur. En dis wonderlik. Ja, hy kon vir almal wat in hom glo se sondes betaal en die dood oorwin, alles weens sy goddelike natuur, ja. Nee, manne, ek dink dit is al onderwerpe wat ek wou aanraak aangaande hierdie Sondagsafdeling. Is daar nog enigiets van iemand af? Anders is ons dan reg. Ek wil net kortliks noem dat God se toorn en sy genade word in Christus gesien. Want hy giet sy toorn oor Christus uit sodat ons genade kan ontvang. Ja, dit ek dink dit sou eintlik verkeerd wees om nie
bietjie te dink aan die nagmaal hier nie. Want met die nagmaal vier is dat Christus daai toren gedra het, dat sy liggaam gebreek is en sy bloed vergiet is tot volkome versoening van al ons sondes. Ja. Nee. Ja. Dankie manne, groot waardering. En mag al die luisteraars ook 'n lekker dag verder hê. Baie dankie. Baie dankie julle, dit was lekker. Dankie julle. Net totsiens al. Ek neem dat hulle sou klaar as dit was. Hulle sny gras buite. Hoor jy dit? Nee. Dit reën nie by my, hoor julle dit? Nee. Ja, dit het baie gereën in die stad van die kroon. Dit het vreeslik baie gereën. Die mense skiet op mekaar hier buite, hoor julle dit? Van die gereelde kykers mag dalk dink en hare, maar ons dis net ek en my broer Pieter wat broers is. Ons kyk vandag Die meeste mense het baarde en hare. Ja, maar soos jy nou kyk op die skerp lyk ons redelik dieselfde. Party Italiaanse vrouens het ook baarde en hare. Ek gaan aanbeweeg. Ons kyk na vraag en antwoord 56.